Geliefdes, ons sit ons reeks preke uit die boek Romeine voort vanoggend en ons lees uit Romeine 1 en 2. Ons lees van Romeine 1 van vers 16 af. Paulus se brief aan die Romeine, hoofstuk 1 van vers 16 af. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is, dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde, wat lyk soos 'n verganklike mens, of soos voëls, of diere, of slange. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor, en aan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. Amen. Daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte. Hulle vroue verander die natuurlike omgang in 'n teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met die vrou en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelikhede met mans en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle gaan doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al ongeregtigheid, slegheid, hebsug en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad. Hulle haat God. Hulle is hooghartig, aanmatigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verordeninge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou mens, wat 'n ander veroordeel, wie jy ook al is. Deurdat jy oor 'n ander oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself. Want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel wanneer hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel. Maar jy mens, wat ander veroordeel, wat sulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? En dan volg ons teksverse van vers 4 tot 8. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei?
Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade, aan die wat in goed doen volhard en op die manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Tot daar ons teksgedeelte. Lyding en benoudheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen, in die eerste plek oor die van die Jood, maar ook oor die van die nie-Jood. Ewige heerlikheid, eer en vrede skenk hy aan elkeen wat goed doen. In die eerste plek aan die Jood, maar ook aan die nie-Jood. God trek immers niemand voor nie. Daarmee saam lees ons Sondag 4 van die Heidelbergse Katekismus. Doen God die mens dan nie onreg aan, as hy in sy wet van hom eis, wat hy tog nie kan doen nie? Nee, want God het die mens so geskep, dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan liggaam en siel. Geliefdes in die Here, in die tyd van die Nuwe Testament het die Fariseërs verkondig dat jy deur jou dade gered word. Maar dit was 'n verdraaiing van die evangelie. Daarom het ons Here Jesus ook so baie met die Fariseërs vasgesit. As Paulus die tema van sy Romeine preek aankondig in hoofstuk 1 vers 17, dan skryf hy onder inspirasie van die Heilige Gees: in die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Hierdie boodskap van redding deur geloof alleen het 'n geweldige invloed op die wêreld gehad. Dit het die korrekte verstaan van die ware verlossingsboodskap teruggebring. Ook in die tyd van die Reformatie, omtrent 15 eeue nadat Paulus hierdie woorde geskryf het. Ja, en ons dank die Here vandag nog dat hy omtrent 5 eeue gelede manne soos Luther en Calvin beskik het om die ware evangelie te herontdek. Vir ongeveer 1000 jaar was die kerk vasgevang in 'n donker doolhof waar die lig van die evangelie versluier is deur die dwaalleer van die Romeinse kerk. En hierdie dwaalleer het onder andere die mens laat glo dat hy homself moet red. Deur goeie werke te doen, bewerk jy jou eie saligheid, het hulle verkondig. Een van die groot oorsake van die verval in die Romeinse kerk was die feit dat die Bybel, die woord van God, nie toeganklik was vir die mense nie.
Dit was net in Latyn beskikbaar. In 'n tyd toe niemand meer Latyn gepraat het nie. En daar is geglo dat net die priesters dit kon lees en verstaan. Die gewone mense, die sogenaamde leke, het nie toegang tot die Bybel gehad nie, en sou dit nie kon verstaan as hulle toegang gekry het nie. Verder is geglo dat dit wat die paus sê, en dit wat in die Bybel staan, eweveel gesag het. In die praktyk het dit beteken, dat dit nie so belangrik was om te weet wat in die Bybel staan nie, maar solank 'n mens maar net geweet het wat die paus sê. En vandag nog is die woord vir baie mense ontoeganklik, maar op 'n ander manier, want die Bybel lê toe op hulle bedkassies of staan toe in die boekrak. Die woord word nie oopgemaak en gelees en oordink en uitgeleef nie. Toe Luther en later ook Calvin die Romeinebrief begin lees het, was dit asof daar vir hulle 'n lig opgegaan het. Want die Romeinebrief verkondig die hart van die evangelie. Romeine 1 vers 17 sê mos, in die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Ja, vir 1000 jaar lank moes die gelowiges die dwaalleer hoor, jy moet jou eie saligheid verdien. Jy moet jou eie sondes tot niet maak deur jou goeie werke. Jy moet goed genoeg wees en leef sodat God jou kan red. En daarom is daar ongelukkig vandag nog mense, selfs gereformeerdes wat dink, ek moet hierdie klomp goeders doen en ek moet goed genoeg wees sodat God my kan red. Maar manne soos Luther en Calvin het weer die waarheid van die woord ontdek. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan elkeen wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Dis die hart van die evangelie, en daarom ook die hart van die gereformeerde godsdiens. Geliefdes, om gereformeerd te wees, is om Bybels te wees. Dis om te glo dat ek enkel en alleen gered word, omdat Christus vir my sondes betaal het. Dis om te glo dat ek sonder enige verdienste van my kant gered word. Ek kan dus niks van my kant af doen om gered te word nie. En ons teks help ons om dit te verstaan. Vandag nog dink baie mense dat God 'n ongenaakbare en 'n streng God is, wat mense straf totdat hulle luister. En daarom verstaan hulle die evangelie ook verkeerd. Ja, God haat die sonde. Ja, dit is ook inderdaad so dat hy teenslae en teëspoed gebruik om ons tot bekering te lei. Dit is so dat hy sonde straf. Maar min mense besef dat God hoofsaaklik sy goedheid en sy genade en sy seëninge gebruik om ons tot bekering te lei. Ons teks sê mos, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Met ander woorde, besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Hierdie goedheid waarvan ons teks praat, is natuurlik die evangelie van Jesus Christus. Wat behels God se goedheid alles?
Wel, voor die grondlegging van die aarde het God ons al gekies om sy kinders te wees. Omdat ons in sonde geval het en die ewige dood skuldig geword het, het hy vir ons 'n verlosser gestuur. Jesus Christus het mens geword. Hy wat God was, het sy heerlikheid prysgegee en 'n mens geword. Hy het baie gelei in ons plek, veral ook toe hy gekruisig is en gesterf het vir ons sondes. So is ons verlos van die sonde en die ewige dood. Hy het uit die dood opgestaan en na sy hemelvaart het God sy Heilige Gees oor sy kinders uitgestort. Ja, God woon nou in ons deur sy Gees. God self sorg vir ons, seën ons werk, beskerm ons, dra ons deur die lewe en skenk aan ons die ewige lewe. Dit alles is die goedheid van God waarmee hy ons tot bekering wil lei. Hy wil hê ons moet hom lief hê en dien omdat hy ons eerste lief gehad het en vir ons goed is en nie omdat ons bang is vir sy oordeel nie. Hierdie goedheid van God sien ons gewoonlik afgebeeld in die brood en die wyn van die nagmaal, wat ons herinner daaraan dat Jesus se liggaam gebreek is en sy bloed gestort is om ons te verlos. Elke keer herinner die nagmaal ons ook aan die goedheid, die genade van die Here. Dis egter nie iets waarop ons net in die voorbereiding vir nagmaal moet fokus nie, maar elke dag van ons lewe fokus voortdurend op die goedheid van die Here. Liefdes, sien ons as gemeente en ons elkeen afsonderlik nog die goedheid van God raak. Besef ons dat hy ons daarmee tot bekering wil lei, sodat ons hom dankbaar sal dien. Watter bewys is daar dat u die goedheid van God raak sien en waardeer? Die manier waarop u lewe, die opofferings wat u maak in diens van die Here en u toewyding aan die Here, die dankoffers en die erediens bywoning en u liefdesdiens. Is dit bewys daarvan dat u die goedheid van die Here raak sien en waardeer? Verander dit u lewe? Of gaan dit maar ongemerk by u verby? Onthou, met sy goedheid wil God ons tot bekering lei. God se goedheid moet egter altyd in die lig van sy strengheid gesien word. Ons teks praat immers nie net van God se goedheid nie, maar ook van sy oordeel en sy toorn oor die sonde. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie, maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Aan die wat in goed doen volhard en op die manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Liefdes, die dade waarvan hier gepraat word, as daar staan in vers 6, hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Dit is nie die grondslag van ons redding nie. Nee, net die geloof in Jesus Christus kan 'n mens red. Die dade waarvan hier gepraat word, is dade van dankbaarheid vir God se genade in Christus. En daarom skryf Paulus ook in Romeine 11, let dan op die goedheid en die strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid
oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe. Anders kan jy ook uitgekap word. Weereens, jou manier van lewe kan jou nie red nie. Net Christus kan. Maar as hy jou gered het, wil jy dankbaar en gehoorsaam voor hom lewe. Die woord sê, let op, slaan ag op, hou rekening met die goedheid en die strengheid van God. Met ander woorde, hou rekening met God as 'n genadige en regverdige God. Dien hom en gehoorsaam hom. Leef in 'n verhouding met hom. Hy bestaan. Hy's 'n werklikheid. Hy lewe. Hy regeer. Jy bluf net jouself as jy maak asof hy nie bestaan nie, deur hom nie te dien en te gehoorsaam nie. Hou rekening met die volle wese van God. God is goed en hy is streng. Let dan op sy goedheid en strengheid. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe. Anders kan jy ook uitgekap word. God vergewe sonde waarvoor betaal is. Hy straf sondaars wat volhard in hulle sonde en wie se sondeskuld nie betaal is nie. God is goed. Hy's genadig. Hy vergewe sonde. Maar hy's ook streng. Hy's ook regverdig. Hy's ook heilig. Hy haat sonde en onreg en die oortreding van sy gebooie. Hy vra dat ons hom sal lief hê en dat ons hom sal vrees, dat ons eerbied en ontzag vir hom sal hê, dat ons hom in alles sal gehoorsaam. Liefdes, in Romeine 11 gaan dit oor die toekoms van Israel. Hulle was God se uitverkore volk, maar nie almal van hulle het die Messias aanvaar wat God aan sy volk gegee het nie. Hulle het nie in Jesus geglo nie en hom doodgemaak. Nou is die vraag, wat gaan van hulle word? Paulus antwoord die vraag deur te wys op die goedheid en die strengheid van God. En hy gebruik die beeld van 'n makolyfboom waarvan die tak van 'n willeolyfboom ingeënt word. Die makolyf is die volk Israel en die tak van die willeolyf is die gelowiges uit die heidene, die nie-Jode, mense soos ons. Paulus skryf, as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan hom gewy. Party van die takke is uitgekap, dis die Jode. En jy, 'n willeolyf, is tussen die ander takke op die makolyf geënt. Dit is die gelowiges uit die ander volke wat nie Jode is. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die makolyf se wortel. Moet jy dan nie bo die ander takke verhef nie? Moet jy ook nie verbeel jy is iets nie? Dis nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Jy sal wel sê, takke is uitgekap sodat ek daar geënt kon word. Dis waar. Hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. Jy is daar geënt omdat jy glo. Moenie daaroor hooghartig wees nie, hou rekening met God. Want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. Die strengheid van God is baie duidelik daarin te sien dat hy die Jode wat Jesus verwerp, wat nie geglo het nie, uitkap uit sy boom. En sy goedheid is baie duidelik te sien daarin dat hy gelowiges uit die heidene, uit die nie-Jode, soos ons, ingevoeg het in sy boom, sy volk. As 'n mens nie met God se goedheid en sy strengheid rekening hou nie, kan jy maklik verwaand word en dink jy verdien om gered te word. Sien God se strengheid in die feit dat hy takke uitkap wat nie in hom glo nie, en sien sy goedheid
raak, dat hy ook mense red wat nie Jode is nie, maar in hom glo. Dit is God se goedheid. Maar kom ons praat nog oor die strengheid van God. Want dit is 'n boodskap wat deesdae nie baie gehoor word nie, wat eintlik verswyg word. Die strengheid van God. Ons moet ook daarop let. Sommer in die eerste hoofstuk van sy brief aan die Romeine skryf Paulus van vers 18 af: God openbaar uit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Ja, baie mense sê deesdae dat hulle nie aan die ewige hel glo nie, want sê hulle, 'n God van liefde kan nie mense vir ewig veroordeel nie. Hulle is egter ongehoorsaam aan ons teks wat sê God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Aan die wat in goed doen volhard en op die manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Daarom hou met God se volle wese rekening en nie net met die deel wat jou pas nie. Ons bely in Sondag 4 van die Katekismus: God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen word, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan liggaam en siel. God is 'n God van oordeel en genade. Hy spreek niemand sonder meer vry nie. Geen sonde word ongestraf gelaat nie. Sy genade kom juis daarin na vore, dat hy ook ons sonde straf, genadiglik nie aan onsself nie, maar aan sy Seun, Jesus Christus. In Christus se offer aan die kruis kom God se goedheid en sy strengheid bymekaar uit. Ons Here Jesus is die bewys en die waarborg van God se goedheid en sy strengheid. Jesus se liggaam is gebreek en sy bloed is vergiet onder die streng oordeel van God. En juis daardeur het daar vir ons verlossing gekom. As 'n mens dus twyfel oor die goedheid van God, kyk maar net na sy genade in Christus wat gesterf het, sodat sondaars die ewige lewe kan ontvang. As 'n mens twyfel oor die strengheid van God, kyk maar net na sy strengheid in Jesus wat aan die kruis gespyker is oor ons sondes. Daarom moet ons uit sy goedheid lewe. So nie kan ons veroordeel word. Mense wat nie uit sy goedheid lewe nie, word uitgekap. Jesus self het in Johannes 15 gesê: Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Die Vader staan dus met 'n byl en 'n snoeiskerp in sy hand. Die wat geen vrug dra nie, word uitgekap. In ander woorde, mense wat sê dat hulle aan Christus verbonde is, maar hulle harte en hulle lewens bevestig dit nie, hulle word uitgekap. Hulle is nie vrugdraers nie. Inteendeel, hulle put net die boom uit. Hulle wil net ontvang sonder om te gee. Hulle wil deel in God se goedheid, maar hulle wil nie werk om God se goedheid te verkondig en uit te dra nie. Hulle wil nie self die verpersoonliking
van God se goedheid wees verander nie. Hulle eie belange weeg swaarder as God se eer. Hulle is nie bereid om enige opofferings te maak nie. Die woord waarsku tog, maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. Om uit God se goedheid te lewe beteken om dankbaar te wees, om God se woord te gehoorsaam, om ander te vergewe, om mekaar lief te hê, om opofferings te maak in sy diens, om sy eer bo my eie belange te stel, om getrou en betroubaar te wees. Om uit God se goedheid te lewe beteken om in die geloof aan Jesus as jou enigste verlosser vas te hou. Om nie meer 'n ek eerste Christen te wees nie, maar 'n God eerste Christen. Om uit sy goedheid te lewe beteken jy is bereid om vir ander die toonbeeld van God se goedheid op aarde te wees. En dis baie belangrik, dit alles nie om daardeur gered te probeer word nie, maar uit dankbaarheid daarvoor dat ons klaar uit genade gered is. Geliefdes, mag ons altyd 'n gemeente wees en lidmate wees wat met God se goedheid rekening hou en ons uit dankbaarheid daarvoor elke dag bekeer. Mag ons altyd 'n gemeente en lidmate wees wat ook met God se strengheid rekening hou en daarom heilige eerbied vir God het. Mag ons nooit verwaand word voor God nie en mag ons vir altyd uit dankbaarheid uit sy goedheid lewe. In hierdie konteks is dit net genade om die blye evangelie te kan hoor. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Kom ons fokus dan elke dag op die goedheid en die strengheid van God. Kom ons vra God dat hy deur sy woord en sy gees sal sorg dat ons ook elke dag so sy dankbare, diensbare, gehoorsame kinders sal lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons opnuut weer die blye evangelie kon hoor. Dat ons Here Jesus Christus vir ons sondes gesterf het. Dat ons daarom, omdat ons dit glo, vrygespreek is. Deel het aan die ewige lewe. En dat U ons ook daarom sal lei deur U Gees, elke dag dankbaar voor U te lewe. Deur U woord te gehoorsaam, deur U woord uit te dra, deur vrug te dra, deur soos U diensbare kinders geleenthede te soek waarin ons U beeld, U goedheid kan uitdra in hierdie wêreld. Uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Ons kan dit alleen regkry as U ons lewend maak deur U Gees en ons elke dag lei om op grond van U goedheid ons te bekeer. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes om ingesamel te word. Daarna sal ek die slotsang aankondig.
slotsang is skrifberuiming 60, dis die beruiming van Openbaring 4 en 5. Sing al 3 die verse in vers 3. Lof, eer en heerlikheid, die wysheid en die krag, behoort aan God, daar op die troon en aan die lam geslag. Tot in die ewigheid sal ons die lied laat hoor. Die hele skepping oral oor roep amen in 'n koor. Skrifberuiming 60 vers 1, 2 en 3. Dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Daarna sing ons die amen en dan gaan ons sit om te luister na die solosang van die Ons Vader gebed. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.